begin ons saamwees met 'n openlike verklaring. Dit verwoord ons hartsgesindheid vir ons saamwees. En ons doen dit vanoggend aan die hand van Psalm 67 vers 2 en 3. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn, sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word. Sy reddende krag onder alle nasies. En wanneer ons met hierdie hartsgesindheid voor hom rustig word, mag ons ook hoor as hy ons groet en seën met hierdie woorde. Genade en vrede vir jou, van God ons Vader, in die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons verwoord ons afhanklikheid deur saam te sing van lied 157, vers 1 en 2, en daarna kan jy plekke inneem as ons stil staan by ons belydenis. Met die oog op die prediking staan ons stil by Sondag 20 van die Katekismus, vraag 53 en 54. Wat glo jy van die Heilige Gees? En dan antwoord ons, ten eerste, is hy saam met die Vader en die Seun, ware en ewige God. En dan tweede, is hy ook aan my gegee, sodat hy met deur 'n ware geloof aan Christus en al sy weldade deel laat kry, my troos en ewig by my bly. En dan volg daar onmiddellik 'n vraag oor die kerk, want deur die bediening van die Gees kom die kerk van God tot stand. En dan vra ons, wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk? En dan antwoord ons dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy Gees en woord in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Daar is 3 dinge wat hier dan Christus se kerk vergader. Is die Gees, die woord en die gemeente self. En daarom is ons lewende lede van die liggaam van Christus of van die kerk. Deur sy woord, Gees en die kerk, die liggaam, vergader Christus sy kerk, sy mense in hierdie tyd waarin ons leef. En dis 'n gawe van God. Hy gee sy Gees aan sy kinders, sodat ons naby hom kan leef en saam met hom kan werk aan dit waarmee hy besig is, die bymekaar maak van sy kinders, ook in ons tyd. En dis hierin waarin ons vreugde in God kan vind, dat hy vir ons alles gegee het wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. En daarom kom ons maak sy naam groot daarvoor, deur saam te sing van Psalm 33 vers 1 en 2, en daarna bid ons saam. Oh,
Vader, dankie dat ons in hierdie saamwees voor U ook die wonder ter harte mag neem, persoonlik ter harte mag neem, van verlossing, van vergifnis van sonde, van 'n nuwe lewe, geanker en geborge in U. En wanneer ons ook voor U rustig word met die verwagting om na U woord te luister, en daarin die mooi van dit waarmee U besig is, opnuut weer raak te sien, dit in ons harte te wil vaslê, dan bid ons Vader, wees ons genadig, maak dit rustig in ons harte, maak ons sensitief vir die leiding van die Gees, dat ons binne in ons omstandighede, die wêreld wat druk en stoot, die moeilik wat baie keer ons lewe te beurt val, dat ons mag sien, dat U die een is, wat oor baie eeue getrou bly, sodat dit wat U bedoel het, tot sy reg mag kom, nie net in ons eie persoonlike lewens nie, maar dat dit ook in ons wêreld, in en deur ons lewens, sigbaar mag word. En daarom bid ons Vader, dat U vir ons in hierdie oomblikke genadig sal wees, dat ons met groot vrymoedigheid en met sekerheid die dinge wat pla, in U hande sal laat, en met rustigheid mag hoor, wat U vir ons vanoggend wil sê. En dan pleit ons Vader, anker U dit in ons harte, dat ons mag lewe vanuit hierdie wonder, van U besig wees met ons, en daarin deur ons met U wêreld. Seën ons hierin, as ons dit pleit, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons staan stil in die prediking by 'n klompie preke rondom die Heilige Gees en die werk van die Gees, en in besonder die gawes van die Gees dan dan maak ons net opnuut weer vas, die 3 primêre gawes, van die gawes van die Gees wat ons moet vasmaak as ons in gesprek wil tree met ons eie tydse wêreld en kerk. Die Here gee homself. Primêr, heel eerste, die belangrikste gawe wat God gegee het, is homself. En dan daarna gee hy vir jou. Jy met jou persoonlikheid, met jou temperament en jou vermoëns, jou potensiaal, jy is 'n gawe van God aan sy wêreld. Deur jou wil hy sy beeld in hierdie wêreld sigbaar maak, en deur jou diens saam met hom wil hy hierdie wêreld mooi maak, lewe ontplooi in hierdie wêreld. En dan die derde belangrikste gawe in volgorde van belangrikheid is, hy gee geleentheid. Wanneer jy herstel in jou verhouding met God, losgelaat word in hierdie wêreld, kan ons 'n verskil maak ten goeie. En dis daardie geleentheid wat vanoggend ons aandag gaan vastrek. Nou ons gaan luister na 'n gedeelte uit Timoteus uit. Ons wil uiteindelik uitkom by dit wat ons in die katekismus vasgemaak het, dat die Here deur sy woord en gees, en in besonder daarin deur die kerk, sy gemeente vergader. En ons gaan by Timoteus vasstaan rondom die gedagte dat ons die draer en beskermer van die waarheid is. Maar ons moet dit bietjie verder terug gaan haal. So verdraag ons so 'n oomblikie dan nou. As ons Timoteus wil verstaan, hoekom Paulus hierdie skryf vir Timoteus, dan moet ons verstaan, Timoteus op daardie stadium in Efese 'n baie belangrike stad gewees, in terme van die uitbreiding van die evangelie ook. Paulus stig daardie gemeente met sy eerste sendingreis, en dan wanneer hy met sy tweede sendingreis daar verbykom, gaan hy vir so kort rukkie daar bedien, en dan los hy vir Priscilla en Aquila agter daar, en hulle bedien verder. En dan met sy derde sendingreis, gaan ons hoor van Paulus se bediening in Handelinge 18 en 19, in besondere Handelinge 19.
So as jy hierdie gedeelte wil verstaan en gaan lees dit gerus by die huis, gaan lees Handelinge 19, dan is dit belangrik om te sien wat die impak is van Paulus se bediening, van die evangelie in daardie stad. Nou die stad is 'n besonderse stad gewees, een van die 7 wonders van die wêreld van daardie tyd was daar, die tempel van Artemis of Diana, as jy nou Romeins was 'n Griekse tempel, daarom Artemis, 'n fertiliteitsgodin, en rondom hierdie tempel het daar ietsie van 'n universiteitsstad ontstaan. Mense het soontoe gegaan, dit het rondom gegaan, geneeskunde en towery, wat deel was van hulle heidense wêreldbeeld, maar dit was 'n fenominale groot tempel gewees. 18 meter hoog, vir konteks, dis so 3 keer ons kerkgebou se hoogte, dis regtig hoog. 127 kolomme, marmerkolomme met 'n deursnee van so 2 meter, en dan die eerste 36 van daai kolomme was met goud beslaan gewees. Dit was 'n fenominale groot plek gewees. En dan as ons dan na die tempel gaan kyk, ja, nee, daai volgende sketsie net regtig groot, jy gaan daar sien paar mensies wat daar een kan staan. Daardie pilaar het nie oorleef so nie, toe hulle dit die eerste keer opgegrawe het hulle dit so op mekaar gestapel net om 'n prentjie te kry van hoe dit moontlik kon gelyk het. Daar het sketsie net van Artemis, die beelde van haar wat hulle gevind het, maar wat ons in Handelinge 19 lees, wat vir ons baie belangrik is wanneer die mense uiteindelik tot oortuiging kom dat Jesus die Christus die Here is, dan bring hulle boeke en verbrand dit. Nou die boek in daai tyd sou dan nou iets soos hierdie gewees het, dis 'n kodeks, dis 'n leervel wat hulle saamgebind het, en soos jy daar kan sien, dis 'n groot ding gewees. Nou, Lukas vertel in Handelinge dat dit so 50,000 stukke silwer was wat hulle gebring het, en hulle die se waarde en hulle die boeke verbrand. Nou as ons dit net omwerk na die minimumdag loon vir vandag, dan is dit so 12.800.000 rand se waarde wat hulle verbrand het. En ons moet hierdie op 2 maniere ter harte neem. Die een is, hierdie mense het met groot oorgawe hulle self oorgegee aan Christus en klaargemaak met die dinge van hulle verlede. Maar daai boeke was die instrumente waarmee hulle bestaan gemaak het. Dit was the tools of the trade gewees. So wanneer hulle 13 miljoen rand se waarde verbrand, dan is daar nou 'n baie ernstige vraag, wie gaan nou vir jou sorg? En die antwoord was dat die gemeente vir die gemeente gesorg het. So die tweede teks wat ons in ons agterkop moet hou wanneer ons gaan luister na hierdie gedeelte in Timoteus, is dan Openbaring 2, as Jesus sy brief aan die gemeente in Efese skryf. En gaan lees dit ook. Openbaring 2 daarvan vers 1 tot 8, 7. En wat die Here daar vir die gemeente sê is baie belangrik. Hy sê, ek het dit vir julle, dit ten goeie, dat julle ondersoek ingestel het na die mense wat sê hulle is apostels, maar dit nie is nie. So hulle die akademiese werk gedoen, daai werk wat nogal gewild is in 'n universiteitsstad. Maar, Jesus sê, ek het een ding teen julle, julle het my nie meer so lief soos aan die begin nie. En dan sê hy vir hulle, bekeer julle en doen weer die eerste dinge. Nou is die vraag, wat beteken dit? Hoe het ons Jesus lief? En in Johannes 14 antwoord hy dit. In Johannes 13 sê, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, soos wat ek julle lief het, dan sal die wêreld weet dat julle my disippels is. En in Johannes 14 sê hy, as jy my gebod het en dit nakom, het jy my lief. En daarin dan Jesus se pleidooi, iets het in die gemeente skeef geloop. Hulle het besig geraak met die akademiese werk, maar mekaar nie meer lief gehad nie. En nou sê Jesus, julle het my nie meer lief nie, doen weer die eerste dinge. Dra sorg vir mekaar. Nou daardie twee aksente, daardie twee dinge wat belangrik is, as ons na Handelinge 19 gaan kyk en deurtrek na Openbaring, dat hulle het met groot oorgawe begin dien, daar was 'n commitment, 'n toewyding aan Jesus, en dan het hulle vir mekaar sorg gedra. Gaan ons 'n ego van hoor wanneer ons luister na wat Paulus hier in Timoteus vir die gemeente en daarin vir ons sê. So, ons luister daar van Timoteus 3 af, ek skryf hierdie dinge aan jou, hoewel ek hoop om gou na jou toe te kom. In geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Dit is die gemeente van die lewende God. Dit is 'n baie persoonlike beeld wat hy hier gebruik.
So huisgesin was die kern waar rondom die meeste van die mense in daai tyd se lewe gedraai het. Dis nie soos ons het verstaan, pa, ma, boetie en sussie nie. Huisgesin was baie meer uitgebrei. Dan in die huis is daar bestaan gemaak, is jou besigheid was gekoppel aan jou huisgesin, die slawe was deel van die huisgesin. So dis 'n baie breër prentjie van huisgesin is wat ons vandag het. Maar is belangrik om te sien dat dit 'n baie innige prentjie is. Wanneer Paulus praat oor die kerk, oor die liggaam van Christus, dan sê hy dis die huisgesin van God, die gemeente, die eklesia van God, van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarheid van ons godsdienst groot is. En as jy in die Bybel gaan volg en jy sien dat daar die volgende gedeelte so onder mekaar geskryf is, hy haal 'n lied aan wat hulle in daardie tyd gesing het. As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het hy verskyn, aan die heidene nasies is hy verkondig, in die hele wêreld is hy geglo en in heerlikheid is hy opgeneem. En dan sê Paulus, die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van bose geeste aanhang. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leenaars wie se gewete toegeskroei is. Met ander woorde mense wat die evangelie dan nou uiteindelik misbruik om vir hulle eie gewin. Maar saam met dit 'n paar ander goeders ook inbring. Hulle verbied mense om te trou en om bepaalde soorte kos te eet, maar God het die voedsel gemaak sodat die wat glo en tot kennis van die waarheid gekom het, dit met danksegging kan gebruik. Alles wat God gemaak het, is immers goed. Niks wat met danksegging ontvang word, is verwerplik nie, want dit word deur die woord van God en deur die gebed geheilig. Nou, net in hierdie paar verse is daar vir ons 'n belangrike ding om gou saam te trek. As jy dit gaan lees binne die konteks, dan kan hy hier verwys na die Jode wat agterna gekom het en gesê het, nee, jy moet weer teruggaan na die ou gebruike. Maar jy kan ook daarin iets sien van die heidense godsdienste wat bepaalde voorskrifte oor trou en huwelik gehad het en wie mag waar trou. So die wêreld het 'n invloed op hulle teologie begin kry. En daarin het iets skeef geloop van die oordra, die draer en beskermer wees van die waarheid, die fokus op wie Jesus Christus is en wat hy in hierdie wêreld kom doen het. En dis vir ons tyd 'n belangrike ding om weer raak te sien, want ook in ons tyd, ongeag die kerk waarvan jy praat, die denominasie waarvan jy praat, voel dit baie keer as jy kyk van buite af dat ons iewers iets mis, dat die wonder en waarheid van dit wat God en Jesus Christus kom doen het, word eintlik so 'n bietjie eenkant toe geskuif en ander dinge begin meer gewig tel in ons kommunikasie met mekaar en met die wêreld. En dis 'n gevaarlike plek om te wees. Daarom sê Paulus vir Timoteus, as jy hierdie dinge aan die broers voorhou, bedoelende die draer en die waarheid, die draer en beskermer van die waarheid, wat God in Christus gedoen het, sal jy 'n goeie dienaar van Christus Jesus wees, wat jouself voed met die woorde van die geloof en die goeie leer waarvan jy 'n aanhanger geword het. Maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Om jou liggaam te oefen het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte vir lewe, vir nou en die toekoms. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Met hierdie vooruitsig span ons kragte in en stry ons. Ons veg 'n geveg. Ons stry met die ou mens in ons uiteindelik, maar ook met die omstandighede waarin ons is, maar ons span onsself kragtig in en ons stry, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense, van almal wat glo. En daardie laaste stukkie is in besonder belangrik. Hy is die verlosser van alle mense, van almal wat glo, en dis daarom dat die kerk so belangrik is. Want ons is die draer en beskermer van die waarheid, deur wie God hulle wat glo inbring in sy huisgesin in. Nou wanneer ons na hierdie gedeelte luister, en ons wil dit vastrek in die werklikheid dat die Gees ons uiteindelik deel maak van die liggaam, moet ons by die begin, letterlik heeltemal aan die begin. So hierdie gaan nou vir jou voel, as ons hierna luister, dat dit so bietjie
terugstaan en ons staan definitief 'n bietjie terug. Die begin, sê Paulus vir ons in Efesiërs 1, is dat ons van voor die grondlegging van die aarde af, het God ons in Jesus Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te lewe. So wanneer ons na daai skets kyk, dan sien ons dat die Here het 'n plan gehad. Daar's 'n skepingsplan voor die grondlegging van die aarde af vasgemaak en 'n verlossingsplan. Word God se raadsplan genoem in die skrif en in ons teologie, en is baie belangrik. Maar wat belangrik is om te verstaan is dat die sondeval, na die swartkol daar, vang die Here nie ontkant nie. Die Here het vooruit geweet, hier gaan 'n pad gestap word, en hy het 'n plan gemaak. 'n Skepingsplan, waarin sy bedoeling was, dat pa en ma, man en vrou kinders sal hê, en dat lewe oor eeue heen in hierdie wêreld saam met hom ontplooi sal word. Dat man en vrou kinders sal hê, dat hulle geborge in 'n innige verhouding naby hom sal leef en saam met hom sal werk om die wêreld mooi te maak. Maar dat daardie werk sou aangaan. Dat ouers hulle kinders sal leer om naby die Here te leef en uiteindelik saam met hom te werk. En dan vind die sondeval plaas, en dan sien ons dat nie baie verander het nie. Die Here roep vir Abraham, dis waar ons die eerste tekens van die verlossingsplan sien grondvat, en dan sê die Here in besonder, ek roep jou, ek gaan jou 'n groot nasie maak, sodat jy 'n seën vir al die volke kan wees, weer eens baie belangrik, al die mense. En dan sê die Here, baie belangrik in Genesis 18, dat hy vir Abraham geroep het, sodat hy sy nageslag kan leer om in sy weë, in die Here se weë te wandel. God se plan was dat pa en ma kinders gaan hê, die volgende geslag gaan leer, en hulle die volgende geslag gaan leer. Maar dit was vir die Here regtig baie belangrik, dat hier nie pap op die grond val by wyse van spreuke nie. En daarom kry ons hierdie oorvleeling. So Audi het hierdie lese gehad van voorsprong deur tegniek, die Here sê nee, dis voorsprong deur verhoudings. So ons kry verhoudings wat oorvleel. So as jy wil weet hoe groot daai oorvleeling is, my ma leef nog, ek's 54, dis 54 jaar oorvleeling. En dis gemiddeld, daar tussen 50, as alles goed gaan, tussen 50 en 60 jaar is die oorvleeling in ons lewens. En die vraag is, hoekom doen die Here dit so? Hoekom hierdie oorvleeling? Want daar is geleentheid binne daardie oorvleeling van lewens om die waarheid oor te dra en vas te lê, maar ook om reg te maak. Want dis nou maar so. En as jy die oudste kind is, dan ken jy hierdie baie beter as die jonger kinders. Ek lees 'n boek van Gabor Mate en dan sê hy, die oudste kinders byt gewoonlik die groter haap af, want pa en ma weet nog nie regtig hoekom nie. So hulle maak alle hulle foute met die eerste kinders, en dan gaan dit baie beter met die volgende kinders. Maar dis die ding, alle ouers maak foute. Hoekom die oorvleeling? Sodat daar tyd kan wees om reg te maak. Tyd kan wees vir versoening om plaas te vind. Nou, in hierdie proses van oordrag, daar in die kringe, is dit oupa en ouma, en dan pa en ma, en dan wel die volgende geslag. Het is belangrik om te sien dat hierdie oorvleeling nie net lineair is nie. So pa en ma gaan trou, en hulle gaan hulle eerste kind hê, dan sit pa en ma, en daar's 'n oorvleeling daarin, maar dis oupa en ouma aan die kant, en oupa en ouma aan die kant, en daar's nog oorvleeling, en jy moet daai oorvleeling sien, die vaslê, die ruimte wat geskep word. As jy 3 kinders het, en hulle word groot, dan, wanneer hulle trou, is daar weer pa en ma en oupa en ouma, nog meer oorvleeling, geleentheid, en daardie oorvleeling noem ons gemeenskap. Die Here gee tyd en geleentheid, 'n plek, 'n veilige ruimte waarbinne die waarheid van wie hy is, sy karakter, en hoe hy wil hê ons moet lewe, hoekom ons moet lewe, sy wil vir ons lewe, oorgedra kan word en vasgelê kan word. Nou, hierdie kan vinnig by ons verbygaan. En daarom, nee, die volgende skets net. As ons gaan kyk na Noag, ons vat Noag net as 'n voorbeeld. Die Here se plan, oorvleeling, is ter wille van kampvuurgesprekke. Tyd sodat mense iets kan deel. Na die sondeval breek ons verhouding met God stukkend en dit gaan regtig nie goed nie. Dinge loop skeef van daar af.
En ons gaan sien, as ons die proses deur die Ou Testament, deur Genesis volg, dat ons 3 momente sien waarin die sondeval duidelik word. Die een is die sondeval wat ons in Genesis 3 lees, daarna die sonvloed en daarna die toring van Babel. En in elkeen van hulle gaan die Here die impak van sonde, omdat ons verhouding met God gebreek het, inperk. So, na die sondeval in die tuin van Eden, sit hy ons buite die tuin en sê, sodat julle nie van die boom van lewe kan eet en ewig in hierdie toestand lewe nie. Hy beperk die impak van sonde. As ons by Genesis 6 kom, met die samenswering met die bose geeste, dan sê die Here van nou af gaan my gees net 120 jaar in jou lewe bly. Hy beperk, want hulle bedink hulle hele lewe lank net boosheid. Hy beperk die boosheid. En as ons by Genesis 11 kom, wanneer hulle die toring van Babel bou, tegnologie misbruik om in hulle opstand teen God, dan kom verwar die Here hulle plan. Hy beperk die impak van die boosheid wat die mens bedink. Maar God se plan was oorvleeling, terwille van die oordra en die vaslê. En ons sien daarin besonder in die eerste 3 mense op aarde en die kinders wat daarop gevolg het. En dis Adam, Set en Enos. In hulle lewens, tussen Adam en Enos en Set se lewe 800 jaar oorvleeling. Tussen Set en Enos se lewe 807 jaar se oorvleeling. Maar tussen hulle al 3 se lewens 695 jaar se oorvleeling. So dink gou vir 'n oomblik, hoeveel kampvuurgesprekke. As hulle nou nie te ver van mekaar af gebly het nie, en hulle het elke aand by mekaar gebly, dan is dit so 253.000 gesprekke, kampvuurgesprekke. As hulle bietjie verder gebly het en 1 keer 'n week by mekaar gekom het, 36.000 gesprekke. As hulle dit 1 keer 'n maand gedoen het, 8.300 gesprekke. Nou, jy gaan in jou lewe dit nie reg kry nie. 8.300 gesprekke is baie. Maar die Here doen dit sodat daar 'n geleentheid is vir die oordra. Want Adam het die Here geken. Hy het die Here van aangesig tot aangesig gesien en toe vind die sondeval plaas. En nou gee die Here hierdie tyd. So Adam kon vir Set vertel en Set kon vir Enos vertel en Noag het vir Enos geken. Want die oorvleeling was in daardie tyd so groot dat Noag op na Adam toe en af na Abraham toe 17 geslagte oorvleel. Want God wil hê die waarheid moet oorgedra en vasgelê word. Nou is die hartseer ding wat ons sien as ons daarna kyk, is dat die impak van sonde is so dat die Here by Genesis 6 kom en sê ek gaan die wêreld skoonvee en oorbegin. Want dinge loop nie reg nie. Nou sit ons vandag met hierdie werklikheid nog steeds, dat in baie verhoudings tussen die geslagte loop dinge nie so lekker is wat dit moet nie, of kan nie. En partykeer raak ons moedeloos daaroor. Maar die kort en die lank is, die Here bedoel die goeie te midde van die gebrokenheid deur. En daarom die oproep, die kampvuur, daardie oproep in Deuteronomium, om met jou kinders te praat as jy op reis is, as jy by die huis is, in die oggend en die aand, as jy gaan slaap of as jy opstaan, om te gesels oor wie die Here is. Daar is net een Here, die Here die Almagtige, en hy is ten goeie besig in hierdie tyd en wêreld. En dis hierdie oordrag van verhoudings wat ons uiteindelik bring by die gemeente, by die huisgesin van God. Omdat daar hierdie gebrokenheid is in ons geslagte, kom die Here in die Ou Testament en hy trek uit Abraham vir Israel saam en hy maak van hulle 'n volk. Hulle is dit nie, hy maak hulle dit. Sodat hulle daardie ekstra oorvleeling van 'n gemeenskap het, van 'n behoort aan 'n groep mense, waarin die waarheid oor wie God is en wat hy wil hê, oorgedra kan word en vasgelê kan word. En daarom 'n gemeente. En dit bring ons dan, Johannes, by die kaart waarby ons die volgende 3 weke DV gaan stilstaan. Petrus sê, wanneer hy hieroor praat, dat ons ondervind het dat die Here goed is, en daarom sê hy, smag na die goeie geestelike melk, en kom na Christus toe, sodat julle as lewende stene opgebou kan word, as 'n heilige tempel waarin God bly. So hy praat oor die tempelbeeld, Paulus gaan net praat oor die
oor die huisgesin van God. Selfe beeld, ander metafoor. En wanneer ons na Timoteus luister, is dit die ding wat ons ter harte wil neem. Paulus haal 'n lied hier aan en hy sê, as mens het Jesus in die wêreld gekom, die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het hy verskyn en aan die heidene nasies is hy verkondig. In die hele wêreld is hy geglo en in heerlikheid is hy opgeneem. Die hart van dit wat hy hier verwoord, is dit. God, toe ons nou Johanna Efesië toe te gaan nie, toe ons nou nog gekyk, daar is 2 strepe daarbo gesien, God se raadsplan, en op die bestemde tyd het Christus gekom, hy het gesterf en hy het opgestaan. Dis die hart van dit waarmee God besig is. Ons verhouding met God breek stikkend en dan kom maak hy dit reg. Hy kom bring nuwe lewe in 'n stikkende wêreld. Hy kom ontplooi dit wat gebroken was, kom heel dit, kom maak dit gesond, sodat daar weer ontplooiing van lewe in hierdie tyd en wêreld kan wees. En daarin is dit wat die waarheid dan in saamtrek, in 3 momente. Daar is Christus wat kom en sterf, en as jy nou daardie 3 suurglas vensters kyk, dis soos 'n podium, die belangrikste een heel bo, Jesus sterf vir ons. Maar dan staan hy op. Hy sterf sodat daar versoening van sondes kan wees, en dan staan hy op sodat daar nuwe lewe moontlik kan wees, en dan vaar hy op en regeer as koning in hierdie wêreld. Dis die hart van die waarheid wat ons as kerk, as liggaam van Christus, as huisgesin van God, die draer en beskermer is van. So ons werk op 2 plekke, op 2 maniere daarmee. Die een is, ons dra dit. Ons vat dit met ons saam deur die lewe, en ons gee dit uiteindelik oor aan die volgende geslag. Maar in hierdie tyd, aan die mense rondom ons. En dan is ons ook die beskermer van die waarheid. Ons sorg dat hierdie waarheid, dat God in Christus homself ten diepste of ten hoogste geopenbaar het, as die verlosser van alle mense, dra ons en beskerm ons in hierdie tyd. Nou wat in die kerk skeef geloop het, is dit. Ons het by 'n plek oor eeue gekom, waar ons die suurglas vensters vasgemaak het, en gesê, dis baie mooi, en dit is baie mooi. Wanneer ons in ons saamwees, en ons luister na die katekismes, mooi agter in die psalmboek, dan is dit goed, en dit is lekker om dit te oordink, om by hierdie waarhede stil te staan. Maar die fout wat ons in al die kerke gaan doen het, is, ons het hierdie waarheid hier kom vasmaak. Hier binne in die kerk, mooi suurglas vensters, ag, dit is te mooi. En ons kom saam en ons oordink hierdie waarhede, en is hoendervleis mooi, en dan baie keer, dan bly dit net hierso. En dit gaan nie uit daai kant toe nie. Dit gaan nie uit na die wêreld toe nie. Nou is dit regtig belangrik om te verstaan. Wanneer ons hierdie dinge vir mekaar sê, gaan dit nie daaroor van luister, kry 'n klomp Bybels en gaan deel dit net uit op straathoeke nie. Want die Here versamel sy kerk deur sy woord en gees binne die konteks van die gemeenskap van gelowiges. Hy kom deur sy gees en die woord wat dan die waarheid is, wat ons draer en beskermer van word, en hy kom bring hierdie nuwe lewe in jou menswees, in jou hart. Jy word nuut gemaak, en omdat jy nuut is die wêreld onmiddellik anderste. En dan sê hy, gaan leef. Gaan doen dit waarvoor ek jou geroep het. Gaan wees 'n boer, gaan wees 'n onderwyser, gaan wees 'n werktuigkundige. Gaan doen en ontplooi lewe, daar waar ek vir jou tyd en geleentheid gee. Maar doen dit, herstel in jou verhouding met my. Doen dit met 'n oog op draer en beskermer van die waarheid wees. Doen dit met die oog daarop dat God die verlosser van alle mense is, van almal wat glo. Nou sê Paulus dit mooi in Romeine 10, dat hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die boodskap bring. Want hoe kan iemand glo as hy nie hoor nie, en hoe kan iemand hoor as hy nie vertel word nie? En het ons die mure vasgetrek, en ons sê nie, maar die vertelling vind hier plaas, die verkondiging vind hier plaas. Nee, dit vind plaas daar waar ons kom, daar waar die Here ons geplaas het. Maar dit vind plaas binne verhoudings. En wanneer ons in ons voorbereiding vir nagmaal by hierdie waarheid stil staan, en ons verstaan dat Christus ons saamtrek deur sy woord en gees, om as liggaam van Christus in hierdie tyd hier te leef, moenie paniekerig raak nie. Hy is op pad met jou.
Hy is op pad met my, hy is op pad met ons. En hy is op pad met ons hierin, dat ons die draer en beskermer van die waarheid gaan wees. So nou kan ek vir jou sê, in voorbereiding vir nagmaal, wat ons tradisioneel sê, ons moet so 'n bietjie selfondersoek gaan doen, jy moet nou gaan kyk, wel, hoe dra jy die evangelie oor? Nee, het gaan oor kampvuurgesprekke, wat jy vanoggend baie mooi moet hoor. Wanneer Paulus skryf oor die huisgesin van God, dan is sy beeld die plek waar die mense in daardie tyd hulle lewe geleef het. Jou huisgesin was waar alles gebeur het. Jou huislike lewe, jou besigheidslewe, jou kerklewe. Alles het daar gebeur. Dis daar waar jy jou lewe geleef het. Dis daar waar jy die geleentheid gehad het om met iemand anders te kan gesels. Elkeen van ons het 'n getuienis oor die wonder van God wat ons gered het, dat hy my verlosser is. Elkeen van ons sien hoe daardie wonder in ons alledaagse lewe uitspeel. Partykeer in klein dinge en partykeer in groter dinge. En daarin, as ons praat oor ons voorbereiding met die oog op nagmaal, dan is hier die uitdaging. Maak geleentheid vir 'n kampvuurgesprek hierdie week. Nooi iemand vir 'n braai as jy moet. En dan iewers in daardie gesprek deel iets van die mooi, van dit waarmee Christus in jou lewe besig is. Want dis hoe ons draer en beskermer is van die waarheid. Ons beleef dit, ons deurleef dit en ons deel dit met die volgende persoon. Mag die Here jou hierin genadig wees, dat jy die wonder van hierdie werking, hierdie gawe van die Gees innig mag belewe. Dat Christus jou in die oog het, dat jy deel is van sy liggaam, van die huisgesin, en daarom draer en beskermer is, wat hy met vrymoedigheid in hierdie wêreld uitstuur, sodat ander ook iets van sy geliefde en genade mag beleef. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons mag weet dat U oor eeue en geslagte getrou bly. Dat U die werk volbring waartoe U ons ook roep. En daarin pleit ons, Vader, maak ons sensitief vir die leiding van die Gees, as ons ook hierdie nuwe week tegemoet gaan. Dat ons te midde van die besig en die op en die af van ons lewe in hierdie wêreld, dat ons die mooi van daardie lyn van goue voetstappe mag sien, van U wat besig is in ons lewens, in ons persoonlike lewens, maar daarin ook deur ons besig is in hierdie wêreld. Wil U vir ons hierin die genade gee, dat ons nie net U las vir die wêreld mag deel nie, maar na alles ook U liefde vir hierdie wêreld mag deel, vir U kinders in hierdie wêreld. En daarom pleit ons, Vader, maak ons moedig in ons getuienis, dat ons met oorgawe mag deel die mooi wat U met ons deel. En as ons dink aan gesprekke wat dalk gehê moet word, omdat U vir ons tyd gee, oorvleelingstyd gee, sodat ons nie net kan oordra en vaslê nie, maar ook kan regmaak, dan bid ons, Vader, berei harte voor, ons eie harte en ander se harte, dat ons hierdie gesprekke mag hê, dat daar ook in ons lewe, in ons tyd, in ons gemeenskap van gelowiges versoening mag kom, en die wêreld mag kennis neem van die nuwe lewe wat U in Christus gebring het. Seën ons hierin, as ons dit bid in Jesus se naam. Amen. Jy kan maar sit. As ons hierdie waarheid dan nou vasmaak, dan vra ons, hoe dan moet ons lewe? Wat vra die Here van ons? En daarin sê ons, en ons maak daarin vas, ons luister na God se wil vir ons lewe, sodat ons kan weet waarin skiet ons tekort, verseker hoekom ons Christus nodig het, maar ook hoe sê ons dankie. Daarvoor luister ons na dit wat die Here met ons deel in Titus 3, en dan hoor ons, en dis nie altyd so maklik nie, maar hier is God se wil vir ons lewe. Herinner die mense nadruklik daaraan, dat hulle aan die owerheid en gesag moet onderwerp, daaraan gehoorsaam moet wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed is. Binne ons tyd nogal 'n moeilike uitdaging, maar die Here se hart is
Regerings kry hulle gesag van hom af. Hy gee vir ons wie ons nodig het. Dan hoor ons hierdie uitspraak. Ons moet van niemand kwaad praat nie en nie rusie soek nie. Ons moet inskikkelik wees en altyd bedagsaam teenoor almal. Dan hoor ons baie mooi. Vroeër was ons ook onverstandig, ongehoorsaam op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en singenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe het die goedheid van God ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus, ons verlosser. So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Dit is 'n betroubare woord. En daarom wil ek hê dat julle van hierdie dinge met groot nadruk moet getuig, sodat die wat tot geloof in God gekom het, hulle op goeie werk kan toelê, werk wat goed en nuttig is vir die mense. Wanneer ons dink oor ons roeping om die evangelie te deel met die wêreld, dan wil ons baie keer in die eerste asem net storm na die wêreld toe. Maar God sê, nee, deel dit eers hier met mekaar. Lê dit vas, laat daai oorvleeling van die wonder van dit waarmee God besig is, tot sy reg kom, want dan sal die gelowiges hulle op goeie werk toelê, werk wat goed en nuttig is vir alle mense. Mag jy in hierdie week wat kom, daardie geleentheid raak sien, dit aangryp en met vrymoedigheid deel, dit wat Christus in sy liefde met jou gedeel het. Nou, dis nie in onsself nie, dis die goedheid van God, en daarom kom ons raak bidend voor hom rustig, en ons dra mekaar hierin aan hom op, maar daarin ook die kerk reg oor die wêreld, deur saam te sing van Psalm, skrifberuiming 15 vers 1, 2, 3 en 4, mag dit jou gebed, hartsgebed wees, vir jou naaste, vir jou broers en susters hierin, die kerk reg oor die wêreld, sodat ons ook in hierdie tyd werklik lig mag wees, soos wat Christus dit bedoel het. Kom ons staan, dan sing ons dit bidend saam, daarna bly ons staan vir die seën van die Here, en dan vra ek dat jy net so oomblik sal sit, indien daar enige vrae sou wees.
Kom ons gaan leef met vrymoedigheid en groot oorgawe, omdat ons seker is van God wat by ons is en saam met ons op pad is deur hierdie lewe en wêreld. Hiertoe seën hy ons ook. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die krag en leiding van die Heilige Gees is met u elkeen.